Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons vertrou dat u 'n goeie naweek gehad het, dat u lekker kon rus en dat u kans sien ook vir hierdie nuwe dag en hierdie nuwe week wat voorlê. U moet onthou dat ons se God is in beheer van hierdie skepping. Die Bybel sê vir ons, voor Jesus opgevaar het na die hemel, toe sê hy, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Ons kan in hierdie vaste vertroue ook hierdie dag en hierdie week tegemoet gaan, om te weet dat die Here in beheer is van hierdie skepping. In die hemel en op aarde is hy in beheer, en daarom kan ons met vrymoedigheid leef, want as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou vriende, ek gaan vanmôre 'n bietjie met u praat oor die baie besondere, bemoedigende gedagte daar uit Jesaja 41:14. Dit was 'n gedagte waarmee die Here my geweldig bemoedig het, en ek het gedog, ek deel dit vanmôre ook dan met u. Nou vriende, ons almal gaan deur baie druk tye. Baie keer worstel ons met onsself, ons worstel met ons vlees, ons worstel met die wêreld om ons, al die begeerlikhede van die wêreld, die uitdagings wat aan ons gestel word, ons worstel met die vyand. Die Here sê vir ons daar in Efesiërs, die 6de hoofstuk, so baie duidelik, wanneer die Here daar praat oor die wapenrusting, dat ons 'n daaglikse geveg het teen die bose en teen die dinge wat om ons aan die gang is. Die apostel Paulus stel dit so mooi, hy sê, eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Jy sien vriende, ons sit met 'n geweldige stryd, en dikwels voel dit vir ons of die Here ons verlaat het. Ons voel alleen. Dit voel vir ons, maar hoorie, gaan ons 'n kop bo water kan hou? Gaan ons hierdie stryd kan deursien? Gaan ons as oorwinnaars ander kant uit die stryd tree? Wil ek u vanmôre kom bemoedig is dat die Here weet wat in u lewe aangaan. Hy weet wat in my lewe aangaan, en hy wil ons ook vanmôre deur sy woord kom optel, kom opbou in die allerheiligste geloof, ons kom bemoedig, sodat ons hierdie stryd tegemoet kan gaan in sy wonderlike naam. Die apostel Paulus sê, dis 'n goeie stryd. Jy moet onthou, wanneer ons in hierdie geestelike stryd onsself bevind, dan is dit nie iets wat ons swartgallig moet maak, of negatief moet maak, of kwaad moet maak nie, opstandig moet maak nie, nee. Ons moet besef, dis die goeie stryd, en ons moet hierdie wedloop voleindig, sodat ons dan ook die kroon kan ontvang wat die Here vir ons sal gee. Ag vriende, die grootste en die wonderlikste sal wees om hom in sy heerlikheid te sien, om in dankbaarheid voor hom te buig en om te eer dat hy sy lewe vir ons gegee het. Maar wil ek vanmôre vir u ook bemoedig met die feit dat hy in ons stryd elke tree van die pad saam met ons is. Hoor hoe pragtig stel die Here dit daar, toe hy hierdie man Jesaja opgewek het, om dan ook vir ons hierdie waarheid op te teken in Jesaja 41. Jesaja skryf nou aan die volk Israel, wat hier geweldig baie stryd gegaan het, en die opskrif is my so treffend, laat Israel sy verlossing verwag. En nou staan daar, hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Vers 14, wees nie bevrees nie, wurmpie Jakob, volkie Israel, ek help jou, spreek die Here, en jou losser is die Heilige van Israel. Wat my wonderlik was, vriende, is hierdie gedagte van dat die Here sê, ek help jou. Ek het so daaraan gedink, ons praat so maklik dat die Here die Almagtige is. En dan wil ons daardeur sê dat die Here nie beperk is in krag nie, en daar is niks onmoontlik vir hom om te doen nie, en hy is by magte om enigiets te doen in die hemel en op aarde, en dikwels praat ons daaroor en ons bely dit en ons bid dit. Maar wanneer dit kom in ons stryd, dan dink ons maar, ek wonder of die Here my uit hierdie moeilike situasie kan help. Ek wonder of die Here in my stryd betrokke is, want dit hoef my of ek so alleen is, en wil ek vanmôre vir jou vra dat jy sal sien wat die woord vir ons leer, dat ons verby gevoel sal kyk, verby ervaring sal kyk, en werklik sal steun op die beloftes in God se woord. En hierdie beloftes, vriende, is ja en amen in Christus Jesus. Met ander woorde, God kan nie lieg nie. Hy gaan nie vir my sê in sy woord, hy help my, en dan in die midde van die stryd, dan los hy my nie. Dan onttrek hy, dan sê hy vir my, hoor hierso, karring aan, en kyk of jy kop bo water kan hou nie. Dis nie 'n swem Jannie swem gedagte as ons die Bybel lees nie, verseker nie. Die dag toe die Here ons kom red het die Here ook vir ons kom beloof dat hy vir ons veilig in sy heerlikheid sal aanbring. Filippense 1:6, die goeie werk wat ek begin het, sal ek volëindig. Daarom vriende, kan ons steun op die Here se hulp, te midde van die stryd, te midde van die uitdagings. Miskien is daar vanmôre siekte in jou lewe, en jy dink by jouself, hoe gaan ek deur hierdie siekte toestand kom, en gaan hierdie siekte toestand nie miskien my dood veroorsaak nie, en hoe gaan my geliefdes dan versorg wees, en miskien is daar een of ander stryd met sonde in jou lewe, en jy dink by jouself, Here, hierdie sonde is so kanaand, en dikwels bring dit soveel onvrede in my siel, en soveel hartseer gevolge,
dan wil ek vir jou vra dat jy vanmôre sal besef die Here help jou. Miskien is jy in 'n finansiële krisis en vanmôre wonder jy by jouself, hoe gaan ek daar uitkom? Ag vriende, dan wil ek vanmôre vir jou sê dat jy ook hierdie saak in gebed na die Here kan neem. Die Here sê ek help jou. Luister, ons maak soms foute, soms sondig ons, soms rebelleer ons teen die Here en dan beleef ons sekere situasies en dan sê die Here ook daarin sal hy ons help. Luister, hy skryf aan sy volk. Jesaja skryf juis aan die volk Israel wat so dikwels teenoor die Here gerebelleer het. En nog steeds sê die Here, ek sal jou help. Ja, soms is God se kastyding en sy tugtiging verseker daar. Maar vriende, om te midde daarvan die hand van genade uit te steek en te sê, Here, help my, dan sal jy agterkom, die hand van genade van God is lankal na jou uitgesteek. En ons moet net op hierdie punt kom te sê, Here, help my, dat ek nie sal probeer op my eie krag aangaan nie, maar regtig op u onuitputlike krag sal steun en op u sal vertrou om my deur te dra. Vriende, wat vir baie interessant is dat die hoofstuk net voor Jesaja 41, is die baie bekende woorde, en daar staan, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Dit het my so bemoedig dat hierdie almagtige God, wat hemel en aarde geskaap het met 'n woord, vir my ook sê, dat hy die een is wat my kragte wat miskien besig is om te kwyn, deur sy almag sal versterk, om hierdie goeie stryd te stry, die wedloop te volëindig en die geloof te bou. Ek wil vra dat jy vanmôre 'n paar oomblikke sal stil sit en dink aan die pad wat jy alreeds gestap het saam met die Here. Terug te kyk na die kere wat die Here vir jou regtig opgetel het en bemoedig het en versterk het en gehelp het en uit moeilike situasies gered het. Dan wil ek jou vra, skep hoop vir vandag en kyk na die toekoms met hierdie wonderlike wete dat die Here vir ons sê dat hy ook elke dag in die holte van sy hand hou. Die apostel Paulus stel dit so mooi en daarmee gaan ek afsluit. Hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ag vriende, net hierdie gedagte. As God vir my is, wie kan teen my wees? En dan besef ek en verstaan ek beter hierdie woorde van Jesaja 41 vers 14 waar die Here sê, ek help jou. Ag en kom ons aanbid die Here vanmôre dat hy die almagtige ons te hulp snel, dat hy werklik so lief is vir ons, dat hy ons nie in die moeilike omstandighede sal begewe verlaat nie. Mag ek geloof skep hier aan die begin van die jaar, om nie net hierdie dag en hierdie week nie, maar ook hierdie jaar tegemoet te gaan met hierdie wonderlike waarhede. En ek vra jou, ek het dit hier op 'n klein papiertjie geskryf, ek is besig om dit te memoriseer, Jesaja 41 vers 9, vers 10 en dan ook vers 15. Om te vra Here dat wanneer die stryd vir my vel raak, dat ek hierdie woorde sal herroep en dat u Gees my daar sal in herinner dat u die God is wat my help. En dan vriende, mag die Here vir ons in hierdie dag dra, mag ons steun op sy krag, tot daardie groot en weerligte dag, wanneer ons hom in sy heerlikheid sal sien soos hy is. Baie groete vir u, baie seën, ons bid vir mekaar, mooi dagie verder, tada.